Geliefdes, ons toetrede tot vanmôre se erediens is uit Psalm 134 en ons sing daar saam strofes 1, Psalm 134 strofes 1. Gemeente, wat God doen is volmaak en wat die Here sê is suiwer. Elkeen wat by hom skuilings soek, beskerm hy. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur ons drie-enige God, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Gemeente, laat ons sing tot lof van die Here uit Psalm 84, strofes 1 en 2, die Tosius beruiming. Broers en susters, volgende week vier ons as gelowiges nagmaal. Dit beteken dat ons in die komende week selfondersoek sal moet doen. Kom ons luister wat hierdie selfondersoek behels volgens die formulier vir die nagmaal. Die ware selfondersoek bestaan uit die volgende. Ten eerste moet ons elkeen nadink oor ons sonde en verlorenheid, sodat ons kan besef hoe veragtelik ons voor God is en dat ons voor God moet verootmoedig. Die toorn van God teen die sonde is immer so groot, dat hy dit in sy geliefde Seun Jesus Christus met die verskriklike en veragtelike kruisdood gestraf het, eerder as om dit ongestraf te laat bly. Ten tweede moet ons elkeen vir onsself duidelikheid kry, of ons die vaste versekering van God glo, dat al ons sonde slegs op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is. Verder
of ons glo dat die vryspraak van Christus vir ons bewerkstellig het, so volkome deur God aan ons geskenk is, asof ons onsself vir al ons sondes betaal en ons saak met God reggemaak het. Ten derde, moet ons elkeen onsself eerlik afvra, of ons van nou af hiervoor aan God dankbaarheid gaan bewys, en dit in ons hele lewe sal openbaar, deur opreg vir hom te lewe. Verder, of ons eerlik alle vyandskap, haat en nyd uit die weg sal ruim, en 'n ernstige voorneme het om voortaan in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. God wil almal met so 'n gesindheid en houding in genade aanneem en as waardige tafelgenote van sy seun Jesus Christus aanvaar. Nou dat ons weet wat van ons as gelowiges verwag word, met die oog op volgende week se nagmaal, kom dat ons nou ook ons lewens meet aan God se wet en kyk of ons lewens in ooreenstemming is met die wil van God. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Broers en susters, met die aanhoor van die formulier en die wet kan ons nie anders as om tot skuldbelydenis oor te gaan nie. Kom ons verootmoedig onsself voor God met die sing van Gesang 239, strofe 1 en 3. 2 en 3, ekskuus tog. Broers en susters, nou dat ons skuld voor God in ons lied bely het, verseker God se woord ons van sy genade. In Efesiërs 2 vers 8, julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof soos volg.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons sing nou uit Gesang 265, strofe 1 en 2. Gemeente, ons maak vanmôre die Here se woord oop en ons gaan saam lees daaruit die Nuwe Testament. En ons gaan saam lees daaruit die eerste brief van die gemeente in Korinte, 1 Korintiërs hoofstuk 11. En ons gaan saam lees daarvan af vers 17 tot en met vers 34. In die Kanselbybel is dit op bladsy 248. Maar voordat ons saam lees, terwyl ons so sit met die Here se woord geopen, laat ons oë sluit in gebed. Ons Vader, ons dank U dat ons vandag hier byeen kan wees om onsself voor te berei op volgende week se nagmaal. Ons dank U, Heer, vir die voorreg dat ons die uitnodiging ontvang het om tafelgenote te mag wees. Ons dank U, Heer, dat U ons waardig genoeg geag het om aan U tafel te kan kom aansit. En so bid ons, Heer, dat ons ook hierdie uitnodiging met alle erns sal aanneem. Dat ons onsself ook deeglik sal voorberei om volgende week te kan kom aansit. Ja, Heer, ons doen baie moeite en voorbereidings as ons uitgenooi word na 'n wêreldse ete, 'n wêreldse geselligheid, of dit 'n troue of 'n verjaarsdagpartytjie mag wees, 'n matriekafskeidsfunksie of wat die geleentheid ook al mag behels. Vader, mag daardie erns ook by ons teenwoordig wees. Want ons het die voorreg om aan die tafel van die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde te kan kom aansit. Ja, daar wag 'n feesmaal op ons. Vader, maar dan, in ons voorbereiding, besef ons is sondaars. Ons vra onsself die vraag af of ons aan hierdie tafel kan kom aansit. Want ons is maar die bewus van ons tekortkominge. Daarom bid ons, Heer, dat as ons ook nou gaan besig raak met U woord,
dat U hierdie woord van U sal ontsluit, deur die werking van U Gees, ook met ons so besig sal raak, dat daar ook rustigheid en vrede in ons gemoed sal kom, en dat ons met blydskap na U tafel sal optrek. Vader, U ken elkeen wat vanmôre hier teenwoordig is, U ken elkeen wat vanmôre inluister, U ken elkeen se omstandighede. U weet wat elkeen se uitdagings in die lewe behels. U weet van die vreugdes, U weet van die bekommernisse, U weet van die ongemak. Ag Vader, ons bede is, dat elkeen ook hulle vrede, antwoorde, gemoedsrus, in U teenwoordigheid en vanuit U woord en deur die werking van U Gees sal vind. Ja, Heer, U weet dat die ou duiwel maar soos 'n brullende leeu is, en dat hy aktief en ywerig in hierdie wêreld omgaan. Daar is soveel leuns en halwe waarhede daar buite. So baie pogings om ons mee te sleur. En in moeilike en uitdagende omstandighede is dit so maklik om saam te gaan met die gees van die tyd. Vader, maak ons sterk in die geloof, dat ons U Gees altyd voor oë sal hou. Dat ons U woord sal gebruik as die padkaart van ons lewensreis. Daarom ook, Here, bid ons vir hierdie gemeente, U gemeente. Ons bid, Here, dat U ons sal seën en sal toerus, ook met die gawes van U Gees om diensbaar te wees, daar waar U ons wil gebruik, daar waar ons elke dag mag bevind. Vader, ons het baie planne, ons het baie ideale, maar ook daarmee saam baie bekommernisse oor kerkwees in hierdie tyd. Ja, die wêreld leer ons dat die tyd van kerkwees is verby. Statistiek leer ons dat die Christendom is besig om uit te sterf. Maar Vader, ons weet ook deur die woord en deur die geskiedenis van die kerk, dat dit nog nooit anders was nie. En daarom bid ons dat ons nie sal moedeloos raak nie, maar dat ons in die besonder versterk sal word, om dit wat U aan ons toevertrou het, met ywer te verdedig en uit te dra. Dat ons inderdaad ligdraer sal wees. Daarom ook is dit vir ons weer eens 'n groot voorreg, genade, om uitgenooi te word, om aan die tafel te kan kom aansit volgende week. Daarom bid ons, Here, stap met ons hierdie pad van voorbereiding, en ons bid dit in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons lees aan saam daar vanaf vers 17. In my volgende voorskrif prys ek julle nie aan nie, dat wanneer julle by mekaar kom, dit meer kwaad as goed doen. Allereers hoor ek dat wanneer julle as gemeente saamkom, daar verdeling onder julle is, en in 'n mate glo ek dit. Want daar moet onvermydelik groeperings onder julle kom, sodat dit duidelik kan word wie die beproefdes onder julle is. Wanneer julle saamkom, is dit nie werklik om die Here se maaltyd te eet nie, want elkeen gaan voort om sy eie maaltyd te eet, en een bly honger, en 'n ander word dronk. Het julle dan nie huise waar julle kan eet en drink nie? Of minag julle die gemeente van God, en verneder julle diegene wat niks het nie? Wat kan ek vir julle sê? Sal ek julle prys? Oor hierdie saak prys ek julle nie. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy verraai is, brood geneem. Nadat hy die seëngebed uitgespreek het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, ter wille van julle. Doen dit om my in herinnering te bring. So ook met die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die nuwe verbond deur my bloed. Doen dit so dikwels as wat julle daaruit drink,
om my in herinnering te bring. Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Daarom, wie op onwaardige wyse die brood eet, of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees teenoor die liggaam en die bloed van die Here. Maar laat elkeen homself ondersoek en daarvolgens van die brood eet en uit die beker drink, want die een wat eet en drink sonder om die liggaam van die Here daarin te onderskei, is besig om 'n oordeel oor homself te eet en te drink. Daarom is daar onder julle baie swakkes en siekes, en 'n hele paar het reeds ontslaap. Indien ons onsself deeglik sou beoordeel, sou ons nie geoordeel word nie. As ons deur die Here geoordeel word, word ons gedissiplineer, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel sal word nie. Daarom, my broers, wag vir mekaar wanneer julle saamkom om te eet. As iemand honger is, laat hy tuis eet, sodat julle nie 'n oordeel oor julle bring wanneer julle saamkom nie. Die oorblywende sake sal ek reël sodra ek kom. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woord van God hoor, dit glo en ook daarvolgens leef. Geliefdes, ons gaan nou saam sing daaruit Gesang 253 en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 2. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die teksverse vir vanmôre se prediking kom daaruit vers 28 en 29, maar ek sou graag vers 27 ook wou bylees. Daarom, wie op onwaardige wyse die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees teenoor die liggaam en die bloed van die Here. Maar laat elkeen homself ondersoek, en daarvolgens van die brood eet en uit die beker drink. Want die een wat eet en drink, sonder om die liggaam van die Here daarin te onderskei, is besig om 'n oordeel oor homself te eet en te drink. Liefdes, die tema vir vanmôre se prediking is die gedagte van tafelmaniere. Nou as jy hierdie gedagte hoor van tafelmaniere, dan vat dit u natuurlik ook daar by die nagmaaltafel. Maar hierdie gedagte van tafelmaniere lê op 'n ander vlak. Ons gaan later weer aan hierdie gedagte aandag gee. Geliefdes, van tyd tot tyd oor die jare heen is ek as predikant al baie kere gekonfronteer met die edele gedagte van lidmate waarom hulle nie nagmaal gebruik nie. En dan is baie geneig en lief om hierdie teksvers aan te haal of om daarna te verwys. So 'n paar weke gelede se prediking oor Agan. My sondes is so groot of ek het so verkeerd gedoen dat ek nie oor myself 'n oordeel wil eet of drink nie. En daarom is baie lidmate van mening dat dit beter is om nie
nagmaal te gebruik nie. Want die vraag is ek waardig en daarmee saam ook, wat beteken hierdie oordeel van God? Met hierdie vrae en gedagtes in ons agterkop, is dit belangrik dat ons ook weer 'n bietjie sal gaan kyk na die agtergrond van hierdie teksgemeente. Ja, die liewe van die teksgedeelte oor die gemeente, die liewe gemeente Korinte. En ons weet dat Korinte vir ou Paulus maar baie slapelose nagte besorg het. Ons weet dat Paulus ook 2 briewe geskryf het. Sommiges is van mening dat daar selfs meer as hierdie 2 briewe was, maar dat die ander briewe verlore gegaan het. Maar is baie duidelik dat daar ook maar baie spanning was tussen Paulus en hierdie gemeente, maar ook spanning onderling met mekaar. Nou die gebruik in daardie tyd, as mens ook na ander briewe gaan kyk, was die vroeë kerk baie interessant as dit gekom het by die nagmaalviering. Ons as protestante in die gees van die reformatie het maar die gewoonte en gebruik om 4 keer 'n jaar nagmaal te gebruik tydens 'n erediens. Maar nêrens in die Bybel word daar vir ons pertinent verduidelik presies wanneer en hoe 'n nagmaal moet plaasvind. Dit kan dalk nou vir u vreemd klink, maar u kan maar gaan lees wat ons wel het van die nagmaal, is dit wat ons ook hier gelees het. Soos Paulus ook tereg sê, dit wat ek ontvang het, het ek aan julle oorgelewer. Maar dan gaan dit oor die woorde en daardie oomblik van die instelling van die nagmaal. Maar dit wat rondom die nagmaal lê, is daar nie duidelike riglyne nie. Wat ons wel het, is dat die nagmaal ontstaan het vanuit die Paasete of die Pasga, soos dit bekend gestaan. U sal onthou 'n hele paar jaar gelede het ons ook by 'n geleentheid of 2 ook verduidelik presies wat daardie aand gebeur het en die verskillende voedsel wat daar teenwoordig was, die disse wat bepaalde simboliese waarde gehad het, wat natuurlik verwys het na die slawernyskap in Egipte en die bevryding daarvan en die brood en natuurlik dan die beker van danksegging wat die 3de beker was en dit wat die Here Jesus dan gebruik het om die nagmaal in te stel. Maar die Pasga het gewoonlik dan ook plaasgevind in families. Dit is 'n familieaangeleentheid, uitgebreide gesin aangeleentheid gewees, wat ons natuurlik teruggetrek het na die Ou Testament. Ons sien dit baie duidelik ook die aand wat dit ook in gebruik geneem is voordat die volk uit Egipte vertrek het. Maar in die vroeë kerk het daar 'n nuwe familie ontstaan, 'n nuwe gesin. En hierdie nuwe gesin het ook by mekaar gekom in die gees en die gedagte van 'n maaltyd. Ons lees dit soos dit vertaal is in die Afrikaans as 'n liefdesmaal, uit die Griekse te agape of agape, hoe mens die Griekse woord ook wil uitspreek, agape maaltyd. En by daardie maaltyd het almal dan in die gemeente, hierdie gemeenskap van gelowiges of hierdie familie, broers en susters, by mekaar gekom, saam geëet en dan tydens hierdie nagmaal, tydens hierdie liefdesmaal is die nagmaal dan gevier. Presies wanneer die brood gebreek is, weet ons nie. Ons weet dat hier aan die einde van die maaltyd, soos ons ook gelees het, is hierdie beker dan ook dan nou gedeel met mekaar, die beker van danksegging. En dit het nie net in Korinte so gebeur nie, heel waarskynlik het dit ook in die ander vroeë gemeente so plaasgevind. Maar nou moet jy onthou dat daardie gemeenskappe en daardie gemeentes in die besonder het bestaan uit 'n verskeidenheid van mense wat uit verskillende agtergronde gekom het. Waarvan die bekendste is natuurlik die Jode, die wat vroeër Jode was, en dan die heidene, die wat nie Jode was nie, wat tot bekering gekom het. En ons weet dat daar baie kere ook maar konflik en misverstande tussen hierdie 2 groepe was. Maar dan was daar ook natuurlik 'n klasseverskil. Baie van hierdie mense was vermoënd, was mense wat beskikking gehad het tot bepaalde middele. Ons dink byvoorbeeld aan Lydia, die purperverkoopster, wat 'n ryk sakevrou was in daardie tyd, en daar staan 'n ander voorbeelde. Maar dan was daar ook gewone arbeiders, maar eintlik in die volle sin van die betekenis slawe.
mense wat vir hierdie eienaars, wat saam met hulle nou in die gemeente was, gewerk het. En daardie tyd, in daardie klassesisteem was dit ook so gewees, dat hierdie vermoënde mense het altyd een kant geëet, en die slawe het een kant geëet. Daar was duidelik hierdie skeiding gewees. Maar dan binne hierdie gemeentes, en in die besonder met hierdie liefdesmaaltyd, was die poging dan daar gewees om hierdie mense nader aan mekaar te bring, met die besonderse klem op die eenheid in die geloof, dat daar 'n versterking moes plaasvind. En ons weet dat Paulus by verskeie geleenthede daaroor praat, ons is een in Christus, dat hierdie grense en hierdie lyne wat ons onder mekaar verdeel, bestaan nie in die geloof nie. Ons is broers en susters. Nou in baie gemeentes het dit goed gewerk. Byvoorbeeld in Efese, ons lees dat Paulus ook vir hulle skryf en baie dankbaar is vir die eensgesindheid wat daar onder hulle geleef het. Maar in Korinte was dit nie so nie. En by hierdie liefdesmaaltyd geleenthede, ons sou dit eintlik maar kon beskryf in 'n moderne idioom as 'n gemeenteete. Ons hier in die suidpunt van Afrika sou heel waarskynlik nou maar so 'n braai geleentheid gereël het. En dit ons maar half in die geestesoog en gedagte moet hou. En die gedagte was dan ook dat die wat meer gehad het, het meer gebring, om ook die te ondersteun wat niks gehad het. Die ander gedagte was ook dat mense moes wag, dat almal daar teenwoordig was, want baie van hierdie slawe het natuurlik ook laat gewerk. Onthou, op daardie stadium was daar nie 'n Sondag gewees nie. Hulle het maar by mekaar gekom soos wat die geleentheid daar was. Daar was nie kerkgeboue gewees nie. So het maar baie kere by plekke of by mense by mekaar gekom, tipe van 'n huisgemeentes, waar dit geleë was, waar daar nie bedreiging was nie, waar daar genoeg ruimte was en waar hulle almal kon akkommodeer. Maar nou het hier in Korinte gebeur, dat party mense het nou baie kos gebring, selfs drank gebring, dalk maar met die gedagte vir die nagmaalviering. En baie het natuurlik ook nou maar al vroeg daarop gedag. En daar was ook natuurlik groepvorming, wat Paulus eintlik die skryf op sigself nou nie so groot probleem was nie, want ons weet, ons doen dit vandag ook baie kere. As mens met groepe werk, dan verdeel jy hulle in kleiner groepe om bepaalde sake te bespreek. En so was dit heel waarskynlik ook met die prediking, dat mense met mekaar kon praat en mekaar kon ondersteun en kon onderrig. Maar uit hierdie groepvorming is dit ook so oorgedra na hierdie liefdesmaal. Mense het maar by mekaar gesit, wat by mekaar aanklank gevind het, en natuurlik ook maar geskinder en neergekyk op bepaalde lidmate, dalk heel waarskynlik uit hierdie perikoop is dit baie duidelik, dat hoofsaaklik maar die vermoënde mense was, wat maar neergekyk het op die arme mense, of kom ons sê nou maar die slawe, die wat nie so baie middele gehad het nie. En hulle het ook nie vir hierdie slawe of hierdie mede-lidmate gewag nie, hulle het maar net aangegaan, en dan baie van hulle selfs dronk geword. So dit was eintlik 'n baie slegte geleentheid gewees, so ver weg verwyder van die oorspronklike bedoeling. En dan tydens hierdie geleentheid, waar daar mense was wat onder die invloed was, en mense wat kwaad was vir mekaar, vier hulle nagmaal. Daar's nie eensgesindheid nie. Hulle beskinder mekaar, hulle is kwaad vir mekaar, hulle hou nie van mekaar nie, maar dan gebruik hulle die nagmaal. En dit, geliefdes, is baie, baie belangrik as ons hierdie gedagtes van vers 27 tot en met vers 29 en selfs nog verder beter wil begryp. Want wat lees ons hier in vers 27? Daarom, wie op 'n onwaardige wyse die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees teenoor die liggaam en die bloed van die Here. Nou kom die vraag baie kere by mense, soos die een Nederlandse teoloog skryf, hy sê hierdie is nou een van die verse wat ook maar sy eie lewe gaan leef het. En dit is nogal eintlik so 'n mooi omskrywing. Hierdie vers, hierdie gedagte moet natuurlik gelees word teen die agtergrond van dit wat daar gebeur het. As ons die woord hoor, die liggaam van Christus, binne in die nagmaal konteks, dink ons natuurlik onmiddellik na die Here Jesus se kruisiging. Tereg. Maar as ons binne die breër konteks van die Nuwe Testament, en veral Paulus se teologie in gedagte neem, as hy skryf oor die liggaam, dan verwys dit na die kerk.
En natuurlik is hierdie gedagtes wat mekaar nie uitsluit nie, maar dit sluit by mekaar aan. En dit is met hierdie gedagte wat ons al moet kyk na hierdie woorde. Want die vraag natuurlik ontstaan, nou wie is dan nou waardig om aan die tafel van die Here te kom aansit? Is dit nou die persoon of die lidmate gelowiges wat hulle Bybel gereeld bestudeer, die wat gereeld kerk toe kom, die wat daarom kan sê, ek kom nie een van die 10 gebooie te na nie, ek volg dit stiptelik, ek lewe 'n sober lewe. Nee, broers en susters, as 'n mens eerlik is, met erns omgang met jouself, dan moet ons ook in skaamte erken, dat nie een van ons waardig is, om aan die tafel van die Here te kom aansit nie. As Paulus hier skryf oor die waardigheid, dan skryf hy dit in die agtergrond van dit wat daar in die gemeente gebeur het. Hulle was besig om die liggaam van Christus te misken, te skend. Hulle is die liggaam van Christus, daardie eensgesindheid wat daar moet wees. En dit gryp weer terug na die instelling van die nagmaal van die Here Jesus. Wie was die mense wat om die tafel saam met die Here Jesus was? Wie van daardie disippels was waardig geweest? Ja, onmiddellik dink ons nou maar aan Judas, en ons dink aan Petrus, en dalk sou ons dalk kon sê, maar uitsondering was dalk Johannes geweest. Maar as ons eerlik is, en ons gaan kyk na elkeen, ons gaan kyk in die besonder na elkeen se optrede direk na die instelling van die nagmaal rondom die inhegtenisneming en kruisiging van die Here Jesus, dan moet ons ook erken, nie een van hulle was waardig nie. Maar die Here Jesus bedien die nagmaal aan elkeen van hulle, ook met 'n baie besonderse opdrag, om dit te doen tot sy gedagtenis. Om die evangelie te gaan verkondig. En ons weet dat hierdie disippels wat later die apostels word, die gestuurdes, ons weet later is Judas dan nou ook vervang, en later kom Paulus by, was om die kerk, die liggaam van Jesus Christus te gaan vestig. En die belangrike saak was die eensgesindheid rondom die evangelie. Rondom dit wat die Here Jesus kom leer het, en dit wat die Here Jesus verwag het. En daarom, broers en susters, moet ons hierdie paar verse ook binne die regte konteks lees. En nou kom dit by die gedagte van die oordeel. En onmiddellik as ons oordeel hoor, dan dink ons nou aan die laaste dae as die liewe Heer terugkom. Maar hier in vers 32 skryf Paulus dan vir hulle, as ons deur die Here geoordeel word, word ons gedissiplineer, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel sal word nie. Wat sê Paulus hier? Hy sê die Here raak besig met die gelowige. Ander woord wat ons hier kan gebruik is die baie bekende kerklike woord om te tugtig. En ons het by geleentheid ook al vir mekaar gesê wat hierdie woord van tugtiging beteken. Tugtig beteken om mense terug te kry, dat mense tot bekering sal kom. Want die Here wil hê dat mense vir die regte redes aan sy tafel moet kom aansit. Nou is die vraag, nou wat is die waardige of die regte wyse van nagmaalviering? In die eerste plek, broers en susters, en dit het ons vanmôre ook gehoor by monde van die ouderling, is dat ons moet besef dat ons onwaardig is. Dat ons moet besef ons is sondig, ons het sonde gedoen, en ons is eintlik nie waardig om aan die tafel te kan kom aansit nie. Daardie diepe sonde besef. Maar dan daarmee saam ook, dat ons die verlossing ontvang in Jesus Christus. Die ou kerkvader Augustinus, ek lees dit die week in 'n kommentaar raak, dat Augustinus, die ou vroeë kerkvader, leef in 'n tyd waar daar baie onmin en tweedrag ook maar in die kerk was, en ook maar baie verskillende uitgangspunte rondom die nagmaal. Skryf hy so mooi wat die doel van die nagmaal is, en dan vat hy dit terug na die Here Jesus se opstanding. Wat sê die Emmausgangers? Het ons harte nie warm geword toe die Here die brood gebreek het nie? As die Here Jesus saam met sy disippels is en hy breek die brood, dan gaan hulle oë oop en hulle herken hom. En so sê Augustinus, so moet dit ook wees met die nagmaal.
Ons moet kom in ontmoeting met Christus. Ons oë moet oopgaan vir wie die Here Jesus Christus werklik is, die Seun van die lewende God. En nou kom ons by die gedagte wat Paulus hier skryf, wat ons het moet doen tot gedagtenis. Ons hoor dit ook so mooi by die formulier, herinnering. En mense verstaan hierdie woorde ook op 'n bepaalde manier. Jy weet, ons het ook maar die baie bekende formulier wat ons uitspreek hier in die nagmaaltafel, of elke keer wat die brood eet en hy die beker drink, verkondig ons die dood van die Here totdat hy weer kom. Ons doen dit tot sy gedagtenis. Wat beteken hierdie gedagtes? Baie mense dink dis om net terug te dink aan die historiese gebeure rondom die kruisiging. Ander weer wil dit graag sien in terme van 'n bepaalde meditasie, 'n bepaalde ervaring. En dit is ook al 'n baie gewilde interpretasie van die tyd waarin ons leef. Baie mense gebruik ook nagmaal net wanneer hulle geleentheid het vir hierdie ervaring, wat 'n mens dit nou ook al sou noem, 'n sielsverrykende ervaring, om hulle te versterk in die lewe, of wat dit nou ook al mag wees. Maar ook hier moet ons hierdie gedagte ook gaan verstaan in die konteks en in die besondere gebeurtenisse in die Nuwe Testament, terwyl die Here Jesus daar in die kruis hang, die baie bekende woorde van die misdadiger wat sê, Here, dink aan my wanneer jy in die koninkryk kom. Daarmee bedoel hy nie, Here gaan in een of ander meditatiewe fase en kry 'n bepaalde ervaring oor my nie. Hy sê, ag, dink maar net aan my, onthou my nou maar net ter wille van nie. Nee, hy roep die Here Jesus op om daadwerklik iets te doen. En dit is waarheen die nagmaal ons ook vat, as die Here ook hierdie woorde by monde van Paulus dan ook uiter. Tot nagedagtenis is meer as net 'n meditatiewe oefening, of maar net 'n herinnering. Dit gaan om daadwerklik iets te doen. Hierdie gemeente word opgeroep om eensgesind die Here Jesus te gaan verkondig in lewe en in woord. En dit wat daar gebeur rondom hierdie liefdesmaal en hierdie tweedrag en onmin binne hierdie gemeente, is hulle inderdaad besig om die gemeente, die liggaam van Jesus Christus, skade te berokken. En geliefdes, nou kom die vraag, wat beteken dit nou vir ons vandag? Geliefdes, ons moet nooit vergeet wat 'n enorme voorreg dit is om deel van die kerk en in die besonder deel van 'n gemeente te mag wees nie. Ons moet nooit vergeet dat ons ook deel is van die liggaam van Jesus Christus en dat ons inderdaad broers en susters in die geloof is. Dat dit nie maar net mooi kerklike taal of gebruike of tradisie is nie. En daarom is ons daar vir mekaar. Dis wat ons so uniek en anders in hierdie wêreld maak. Ja, ons kom uit verskillende agtergronde, net soos die gemeente in Korinte. Ons het maar ook net soos in die Korinte gemeente, ook maar ons eie gedagtes en so meer. Maar is hier in die ruimte van die gemeente wees, waar ons in die geloof by mekaar kom, en waar ons eensgesind moet wees in die geloof in Jesus Christus. Ja, ons omstandighede is anders. Ons het nie meer die liefdesmaal dat ons tydens 'n gemeente die nagmaal bedien nie. Daar kom goeie redes. Dalk het veral die reformatie en die protestante dalk het ook reg getrek, want ook gesien dat hier ook maar bepaalde probleme kan ontstaan, veral as ons gaan luister na hierdie teks uit Korintiërs. En daarom moet ons dit ook doen tydens 'n erediens, binne 'n stigtelike byeenkoms, waar ons gefokus kan wees op die kruis, op Jesus Christus. Maar broers en susters, dit gaan ook oor ons gemeenteaktiwiteite. Of ons 'n bazaar hou, of ons 'n wildsete hou, of ons 'n Bybelstudie hou, of ons 'n gemeenteete hou, of ons 'n gemeentekamp hou, of dit katekese is, of dit 'n ouderlingevergadering is, of 'n diakensvergadering, maak nie saak nie. Daar waar ons elke dag mag bevind, daar by die siekbed van 'n medebroer en suster, wat dit ook al mag wees, onthou, ons moet eensgesind wees. Ons moet lief wees vir mekaar. Hoekom? Omdat God vir ons lief is. Omdat God ons by mekaar gebring het. Dit is my altyd so kosbaar, ook in hierdie week met 'n begrafnisdiens, om ook te sien hoe die gemeente ook betrokke is en kom bemoedig en mekaar ondersteun. Ons sê so baie kere, ons is 'n familie.
En dis inderdaad hoe die Nuwe Testament dit ook aan ons leer. En hier sien ons dit ook in hierdie Korintiërsbrief. En dit was Paulus so groot bekommernis. En dit waarom hy vir hulle sê, ek prys julle nie aan nie. Want julle besef nie van hierdie skat wat julle in julle het nie. Later skryf in die volgende brief oor hierdie skat wat hulle in hulle het, maar hy sê, hy herken, hulle is maar kleipotte wat maklik breek. Maar broers en susters, ons moet daar wees vir mekaar. En as ons volgende week hier aan die tafel kom aansit, dan gaan dit oor ons tafelmaniere. En nie die tafelmaniere soos wat ons daaraan dink nie, maar onthou die 2 tafels van die 10 gebooie. Die eerste tafel het wys op God en ons liefde vir God en wat die Here vir ons kom doen het. En die tweede tafel gaan oor ons liefde vir ons medemens, vir mekaar. Nagmaal kan nooit net 'n individuele persoonlike gebeurtenis wees nie. Dis is inderdaad ook 'n gemeenskapsmaal, waar ons as gelowiges saam aan die tafel kom aansit, om versterk te word in die geloof. En dit is so belangrik ook met die voorbereidingsgedagte, wat ook maar kom uit die reformatie uit. Maar laat ons ook aan die hand van 'n teksgedeelte soos hierdie, ook onsself die vraag sal afvra, waarmee is ek besig? Het ek dalk al so ver afgedwaal, verwyderd geraak van hierdie familie van my? En soms stigtig die Here ons ook. Is daar dinge in ons lewens wat gebeur, wat die Here ons ook tot besinning ruk, sodat ons op die einde van die dag nie veroordeel word saam met die wêreld nie. Die kortom en die belangrik is dit. Met die nagmaal is ons gefokus op die Here. Maar ons is ook gefokus op mekaar. Daarom is volgende week en al die geleenthede so kosbaar, so hoogtepunt as ons hier om die tafel kom aansit. Jy weet broers en susters, dis nie maar net 'n tradisie of gebruik as hervormers nie. Nee, daar is 'n groter simboliese waarde. Dit versterk weer ons onderlinge band met mekaar. En weet in hierdie wêreld waarin ons leef, waar daar so gefokus word op die individuele mense, waar die mense besig is om hulle self al hoe meer te onttrek, en daar is soveel middele wat hierdie hele proses ook verhaas, as ons dink aan sosiale media. Broers en susters, moet ons geleenthede soos hierdie nie gering ag nie. Dis kosbaar. In die diepe sin van die woord is dit heilige oomblikke, om as gelowiges, as geloofsfamilie, saam te mag verkeer. En daarom, broer en suster, neem die uitnodiging van die Here op met groot erns. Dis 'n groot voorreg om aan die tafel van die Here te kan kom aansit. Mag ons weer let op ons tafelmaniere. En mag ons ook volgende week as ons hier opstaan, ook weer uiteengaan met 'n nuwe perspektief op die lewe, maar nie besonder ook 'n perspektief op ons toekoms. Want die Here is met ons elkeen besig. Broer en suster, u word uitgenooi om volgende week aan die tafel van die Here as 'n geloofsfamilie te kom aansit. Amen. Geliefdes, ons sluit vanmôre af met 'n baie bekende psalm hier in die gemeente, maar ook 'n baie pragtige gebed. Psalm 139, en ons sing daar saam strofes 1, 2 en 4. En ons sing dit staande en biddende, waarna u bly staan vir die uitspreek van die seëngroet, en dan sluit ons af met Psalm 134, die tweede strofe. Dankie dokter.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen wees. Amen.